Ja, so by 20 Julie het ek ingegaan vir my inspuiting COVID, die Pfizer inspuiting by in Nelspruit. En ek het so begin half sleg voel op die Vrydag, toe kry ek hierdie verskriklike hoofpyn in my kop. En ja, ek is nie ou wat medikasie gebruik nie en ek het vir my vrou geluister, ek voel nie lekker nie. Ek het 'n pyn tablet gedrink vir my kopseer. Hele dag Vrydag was dit redelik drukking, ek het begin sleg voel. Vrydag aand was dit beter gewees. Ek het Saterdag opgestaan en ek het die drukking weer gevoel in my kop. En vrou het by die huis gekom en hier ek vir haar gesê ek voel nie lekker nie, ek wil nog 'n pyntablet hê of sy my grandpa gegee, hom gevat en ek was fyn, 'n drukking gehad in die kop, maar dit was nie so asof dit vererger nie, maar dit was die konstante soos 'n migraine. En die Saterdag die 24ste hierso omtrent by 11:00 se kant. Toe het ek hierdie doodse moeg gehad op my en ek kon nie besluit wat dit was nie. En ek het uit die kombuis uitgestap en ek het gaan iemand soek na wie toe ek kon stap en sê luister, dit voel of my siel het my uitgedrein is. Ek kon nie verstaan wat aangaan nie en ek kon nie iemand fisies erken voor my nie. En ek het uitgestap beide kante en ek het op my broer se nek gaan lê en luister of op hom gang sê luister, ek is doodmoeg en ek het daar en ek het in mekaar ingesaak daar. En hulle het my toe kamer toe gevat en toe hulle my in die kamer kry, toe kon ek nie asemhaal nie. Toe het my vrou my op my sy gedraai en met dit toe kom sy agter dat daar 'n vloeistof in my mond het kom soos 'n tipe skuim wat in my mond uitkom. En hulle het toe dadelik gesien daar's iets fout en ek het toe aantrek, ek het snaakse trekkings gehad. My oë was oop gewees, maar ek kon niks om my onthou. Ek kon niks rekenaars om my nie, ek kon nie verstaan wat om aangaan nie. Hulle het toe dadelik die ambulans gebel, ambulans uitgekom en hulle het so uur gevat om my stabiliseer. Van daar af het hulle my toe gevat Medikliniek was toe op oomblik Medikliniek eerste, toe hulle vol en toe wat hulle my Kiaat hospitaal toe, want hulle was vol gewees met COVID case, hulle kon nie dadelik help het nie. Kiaat opgeneem die Saterdagoggend 12:30 is opgeneem in die hospitaal. Van daar af toe ek by hulle gewees, toe kon hulle nie regtig kyk wat aangaan nie. Hulle het my EEG gegee. Kyk toe sê hulle vir my is epileptiese aanvalle gehad het, of epileptiese seizure. Daar is gewees van die Saterdag tot en met die Donderdag, Woensdagoggend en toe plaas my vandag oor na Kiesel toe vir observasie. Hulle begin met allerhande gesê hulle kyk of ek dalk bipolêr is en al die toetse gedoen. Toe van daar af toe sê hulle vir my wel ek moet maar toe ek huis toe en dit het net meer verswak. Die Donderdag toe sê ek vir luister, ek het nie gevoel my bene nie. My bene is lam, ek het nie gevoel my blaas nie, ek het nie gevoel in my bowels. Ek het geen reaksie daar nie. Toe van daar af toe is ons die Sondag hospitaal toe en toe is hulle vol daar, so toe kon hulle my nie help Sondag nie. Dis die week na dit. Die Maandag se hospitaal toe Medikliniek, ek is daar gewees tot en met die Vrydag. Toe het hulle vir my gesê dat ek weet wat het gebeur met my, of ek enige epilepsie aanvalle gehad voorheen, enige ander siektes of enig iets. En toe sê hulle vir my ek het 'n inflammasie, toe doen hulle weer EEG daar, EEG, en hulle het 'n MRI gedoen en hulle het toe lumbar puncture gedoen. Ek het so 3 lumbar punctures gehad, maar die eerste 2 kon hulle nie volg uittrek nie. Die derde keer het hulle gekry, kom agter daar is 'n onregelmatigheid in my rugstring, in my vog. En van daar toe sê die dokter vir my, hulle kan nie vir my veel doen in Nelspruit nie, omdat ek nie gevoel my bene het nie. Toe plaas my oor na Groenkloof Hospitaal in Pretoria, waar ek daar 'n neuroloog gesien het daai kant. En ja, so dit is geen dokter het nog redelik dis 'n nuwe ding wat hulle gesê het. Hulle sê dit is deel van my liggaam tas homself aan. Maar hulle kan nie bewys gee dat enigstyd voor dit gebeur het nie. Daar's geen, ek het die Saterdag nog geloop, ek het Saterdag het ek nog my kinders vasgehou, ek het in die bed gesit, ek kon alles doen nog tot en met Saterdag. En ja, nadat ek teruggekom het, die dokter vir my gesê, daar's nie veel wat ek my kan doen, behalwe die medikasie, net om my te help met pyn en help met gemaklikheid. So ja, ek het, is maar moeilik vir my homself deur dit te gaan en so ek sê, gesonde persoon, opstaan na 4 dae hospitaal uit, het jy geen beheer oor jou onderste gedeelte van jou lyf nie. So, gevoel my bene is daar nie, ek het bene wat opswel,
Soos ongemaklikheid, net dit nie is ook vir my familie. Is nou my familie moet elke dag moet deurgaan, wat is al 4 weke wat ons aangaan hospitaal in hospitaal uit. So dit sit baie spanning op almal en as ek kon kies, sou ek dit nie gedoen het nie. En ek gaan nie vir my tweede, dokters het vir my gesê ek kan nie vir my tweede COVID-inspuiting gaan nie, want dit gaan net vererger en die skade wat aan my immuunstelsel gedoen is en aan my senuwee is enorm en ons weet nie wat die herstelterapie op dit nie. Dit kan 6 maande vat, dit kan 1 jaar vat, 2 jaar vat en ons weet nie wat skade daar nog gebeur terwyl ek in my rolstoel sit nie. En so ja, ons het daarom 'n dokter gekry wat my ook gesien het in Nelspruit wat bevestig het sê post-COVID het dit veroorsaak die verlamming my bene. En ja, so ons het daarom net een plek nie, maar ons het 'n paar plekke wat dokters gesê het hulle can't deny or can prove it. En dit is waar ek nou vandag sit. Mense is net te bang om te sê wat aangaan. So almal het teorieë, almal sê dit en my as jy kyk na my papierwerk ook sê hulle ook daar dis unspecified. Hulle kan nie, maar 5 van die dokters wat ek gesien het sê dit gebeur met vaksines. Ek het nog nooit regtig issues gehad met my liggaam of dat ek voel dat ek het swak ligamente of swak bene gehad of swak enigiets nie. Ek het 'n skoon rekord by my mediese fonds wat sê dat ek geen medikasie geclaim het behalwe jou normale A en B of A tot Z medikasie nie. So ek het geen geskiedenis van enige medikasie probleme nie.